Goeienaand en baie welkom by Fokus. Ek is Susan Botha, my ateljeegaste vanaand hier in die ateljee. Eerstens James Kemp, stasiebestuurder van Pretoria FM. Groot voorreg om jou in die ateljee te hê. Goeienaand. Susan, is my voorreg. Dis die eerste keer dat ek jou gas is. Ja. Dis 'n wonderlike voorreg. Dankie. Dankie dat jy hier is en dan ook professor Koos Malan, 'n genoot van Sakeliga. Goeienaand prof. Baie welkom. Goeienaand Susan, goeienaand James, goeienaand luisteraars. Ek het 'n interessante artikel gesien oor die plaaslike regeringsverkiesings van die 4de November. Ons is 100 dae weg. Dan stem Suid-Afrika weer. James, wat is dit wat Suid-Afrikaners in gedagte moet hou vir hierdie plaaslike regeringsverkiesing? Daar sou jy nou die sedelterm gebruik. Susan, dit is 'n plaaslike regeringsverkiesing. Dit gaan oor brood en botter kwessies of dan die dinge wat jou baie direk in jou gemeenskap raak, die slaggate, dienslewering, veiligheid en dies meer. Maar wat ek wil aan die een kant wil ek luisteraars aanmoedig om van hierdie proses gebruik te maak en om ook dan te sê, maar as ek ongelukkig is oor dit wat in my wijk gebeur, dat ek dan 'n daadwerklike verskil daaraan moet maak. Dan moet ek dalk oorweeg om hierdie verkiesing anders te stem as wat ek die vorige 3, 4 of 5 verkiesings dan nou gemaak het. Maar ek dink ons 'n belangrike ander ding om ook te vermeld saam met dit. En dit is ek verwys nou na 'n meningsstuk wat hierdie afgelope naweek uit professor Malan se pen verskyn het, waarin hy hierdie pragtige term gebruik, mikrorepublieke. En dit het nou as ware in hierdie gemeenskappe begin gebeur, dat die publiek besef, die politici kan nie na my omsien nie, hulle maak nie die slaggate reg nie, hulle is nie die ouens wat my veilig hou nie, dit is ek self, wat saam met my bure aan 'n buurtwag aktiwiteite deelneem en die gebiede patrolleer en dies meer. Ons maak self die slaggate reg. Ons sien self om na dit wat belangrik is en dit wat reggestel moet word in ons gemeenskap. So terselfdertyd terwyl ons sê goed, hier is 'n geleentheid waar jy anders kan stem as wat jy in die verlede gedoen het, waar jy 'n ander politieke besluit of 'n standpunt sou kon inneem. Jy het daardie geleentheid, maak gebruik van daardie geleentheid, maar op die einde van die dag moet ons ook besef dat ons kan nie net eenvoudig op die politici staat maak en uitsien na die volgende verkiesing in die hoop dat die slaggate dan reg gaan wees, dat plaaslike diensleweringkwessies opgelos gaan word nie. En dit is iets wat reeds gebeur. Mense besef dat as hulle 'n verskil wil sien in hulle gemeenskap, gaan hulle self daardie verskil moet maak. Daar is, voordat ons gaan praat oor die registrasie naweek, wat ek dink hierdie naweek is die laaste naweek vir dit, sien ons al reeds 'n verskywing in hoe Suid-Afrikaners dink en voel oor hulle plaaslike regerings, dat daar 'n groter deelname is, dat daar 'n meer 'n aktiewe rol gespeel word deur die inwoners. Ja. Net so vinnig, jy het nou genoem is die laaste geleentheid, hierdie komende naweek vir registrasie. Kort daarna gaan die verkiesingsdatum dan nou amptelik geproklameer word. Ons weet dit is op die 4 November, maar dit is nog nie in die staatskoerant afgekondig nie. Die oomblik as dit gebeur, dan is die kiesersrol gesluit. Dan kan niemand meer registreer as kiezer nie. Jy hoef egter nie na jou stempunt te gaan om daar te registreer nie. Jy kan dit sommer ook op die OVK se webblad doen, elections.org.za, daar's vir 'n goue gratis advertensiekie. Maar Susanne, ons sien dat daar definitief 'n belangstelling is, dat daar gekyk word na, of reeds gesprek gevoer word onder die kieserspubliek oor waar hulle dan nou hulle kruisies gaan trek. Ek dink wat wel interessant is dat alhoewel ons nou verwys na plaaslike regeringskwessies en daar sekere frustrasies is wat mense in hulle wyke ervaar, wat waarskynlik 'n baie groot invloed gaan hê op waar hulle kruisies trek, is daar tog 'n waarneming, prof, wat ek in Suid-Afrika maak, en dit is dat persone kyk nie net in isolasie, met ander woorde na 'n wykskandidaat wanneer hulle daardie besluit neem nie. Hulle kyk ook na die betrokke party op nasionale vlak. So het ons gesien dat die DA byvoorbeeld groot skade gelei het onder sy voormalige leier John Steenhuisen en kiesers wat dan nou weer gemakliker daarmee sou wees om dalk vir die DA te stem onder 'n nuwe leier wat nou aangewys is. Of die kiesers wat nou vir 'n VF+ raadsit gaan stem, word nie net eenvoudig beïnvloed deur daardie VF+ raadsit nie, maar hulle kyk ook na dit wat die party se leierskap op nasionale vlak doen. Byvoorbeeld die hele Oom Pieter veldtog met Pieter Groenewald, ten spyte daarvan dat hy nou nie meer die leier van die party is nie, maar so sien ons ook dat daardie kruisie wat getrek gaan word in 'n plaaslike regeringsverkiesing word nie uitsluitlik bepaal
deur wie die wyskandidaat is nie, maar die party se optrede of die partye se optrede ook op 'n nasionale vlak het tog 'n invloed op die kiesers se besluitneming. Prof, ek wil vir jou vra na aanleiding van die stuk wat jy geskryf het in die rapport, en die werking van 'n regering, maar hoe dit afwentel na jou provinsiale regering en dan na jou plaaslike munisipaliteit en hoe daai funksies nie meer verrig word deur wie verantwoordelik is daarvoor, en dan sien jy hierdie mikrorepublieke, hierdie enklawes waarna jy verwys het, speel dit alles dan nou ook 'n rol in hoe mense gaan kyk vir wie hulle gaan stem op die 4 November, want dit moet tog 'n rol speel. Kan die regering nog, kan die provinsiale regering, kan my munisipaliteit nog die mandaat uitvoer waarvoor hy daar is? Ja, Susan, die grondwet sê dat regering in Suid-Afrika bestaan uit 3 sfere: die nasionale en die provinsiale en die munisipale regering. Wanneer mens gaan kyk wat inderdaad die werklike toedrag van sake is, dan sien jy 'n heel andersoortige prentjie voor jou ontvou. Daar is nie 3 nie, maar ten minste 4 sfere van regering. En nie al 4 hierdie sfere van regering werk behoorlik nie. En dan is daar ook 'n sekere sfeer, as mens nog steeds die woord sfeer wil gebruik, waar daar inderdaad geen regering is nie. Die toedrag van sake op die oomblik is min of meer die volgende. In die eerste plek het jy 'n sukkelende nasionale regering, veral sekere departemente, wat dan in 'n beduidende mate bygestaan word eintlik deur formasies uit die private en die burgerlike sektor, wat die regering moet bystaan vir soverre as wat hy tekort skiet, en hy skiet gewoonlik tekort. Dis die eerste sfeer. So jy moet noodwendig die burgerlike en private sfeer bytrek as jy ook klem plaas, as jy ook die soeklig plaas op 'n nasionale regering. Dit in die eerste plek. In die tweede plek is daar provinsiale regering vir sover as wat dit moontlik is. Vir die doeteenvoudige rede, ons weet dat provinsiale regering in talle opsigte geweldig swaar trek vanweë 'n verskeidenheid van faktore, waarvan die heel belangrikste klaarblijklik is onbekwaamheid en doeteenvoudige onvermoë om te kan regeer. Ons sien dit eintlik in al die provinsies behalwe in die Wes-Kaap waar die DA die regering is, waarmee ek nie sê dat die Wes-Kaapse regering is sonder probleme nie, maar daar is geen vergelyking as dit ware te tref tussen die provinsiale regering van die Wes-Kaap en die res nie. Dit is weliswaar so dat ek myself net in die rede val om die volgende te sê, dat daar nogal baie pogings is om vleë van die DA af te vang met betrekking tot Wes-Kaap. Want natuurlik sal daar ook bepaalde probleme wees. Maar dit is sonder enige twyfel nie die algemene profiel van 'n provinsiale regering in die Wes-Kaap nie. So dis die eerste twee sfere van regerings. Die derde sfeer van regering is plaaslike regering, waar dit moontlik is, as die grondwet werklikbare betroubare weergawe moet wees van wat die posisie is van munisipale regering, dan moet hy sê waar dit ook al moontlik is. Want op baie plekke is dit gewoon nie moontlik nie, juis vanweë dieselfde faktor grootendeels, naamlik vanweë bekwaamheid, onbekwaamheid, en as gevolg daarvan, maar trouwens as gevolg van die feit dat jy mislukking van regering in alle sfere het, maar ook vanweë die feit dat jy 'n baie vindingryke publiek het, veral sekere gemeenskappe, is daar eintlik 'n vierde sfeer van regering, waarvoor nie in die grondwet voorsiening gemaak word nie, maar wat eintlik deel van ons konstitusie, van die Suid-Afrikaanse konstitusie geword het vanweë praktyk. En dit is waar hierdie wat ek genoem het enklawes, dis nie my woord nie, dat is 'n woord wat baie gebruik word, en mikrorepublieke, waarvoor ek so 'n bietjie erkenning eis, waar hulle te berde kom. Ek wil net vinnig sê wat die rede is, waarom dit noodsaaklik is om van die twee begrippe gebruik te maak. Wanneer jy praat van 'n enklawe, dan praat jy doeteenvoudig van 'n afgebakende gebied met bepaalde grense. Nie formele grense nie, maar doeltreffende grense. 'n Grens hoef nie formeel te wees om doeltreffend te wees nie. Maar 'n mikrorepubliek gaan inderwaarheid verder as 'n enklawe. By 'n mikrorepubliek het jy vermoë om te regeer, om 'n hele aantal groeiende regeerfunksies binne daai enklawe te vervul. So 'n mikrorepubliek is 'n enklawe, ja, maar waar daar 'n beskikking is oor sekere regeerfunksies wat
kan wees, soos oor elektrisiteit, soos oor selfs watervoorsiening, soos oor veiligheid, daar's onderwys wat verskaf word, daar is talle funksies, ook gesondheidsfunksies wat daar verskaf word. Ons sien dat dit 'n toenemende faktor is in Suid-Afrika, as gevolg waarvan, en dis eintlik die punt, dat wanneer jy na die grondwet oplet, dan kry jy eintlik 'n wanvoorstelling van wat die daadwerklike posisie met betrekking tot regering in Suid-Afrika is. Die grondwet het agtergeraak. Ons het eintlik nou wat ek genoem het 'n 2026 konstitusie. Hy is nie formeel ergens neergeskryf nie. Dis doeteenvoudig iets wat groei na mate bepaalde gemeenskappe wat vindingryk is, wat hulle vermoë kollektief aanwend, hierdie nuwe 4de vorm van regering skep, wat eintlik vir baie mense die belangrikste vorm van regering raak, en waar hulle gelukkige, doeltreffende, veilige, groeiende en aangename gemeenskappe skep binne daai 4de vorm van regering. Nou, die munisipale regering pas natuurlik, die munisipale verkiesing kom eintlik ter sprake binne hierdie nuwe konteks. En die nuwe konteks is, wie gaan, want dit is natuurlik baie moeilik om daai enklawes en mikrorepublieke te vestig. Soms is daar 'n regering wat in jou pad staan om dit te doen, maar dit vir jou moeilik maak om dit te doen. Ons weet die ANC maak dit graag moeilik. Die ANC het byvoorbeeld uit sy pad uitgegaan oor 'n tydperk van jare, indien nie dekades nie, om dit vir mense onmoontlik te maak om self krag op te wek. Maar hy het eenvoudig uiteindelik bes gegee. Dis 'n baie interessante ding. Die vermoë van die ANC om dit teen te staan word as dit ware al hoe swakker en swakker. Maar wat ons vind is dat by oppositiepartye, soos spesifiek die DA wat nou bewese is ten aansien daarvan, want hy regeer op bepaalde plekke, is daar 'n baie meer van 'n toegeneentheid om inderdaad daartoe toe te stem. So die munisipale verkiesing word gehou teen die agtergrond daarvan dat ons nie meer net 3 forme van regering het nie, maar inderdaad 'n 4de vorm van regering, en laat ek net volledigheidshalwe byvoeg, dan is daar natuurlik sekere gevalle op baie plekke, op die platteland, maar ook in die stad. Byvoorbeeld Johannesburg se middestad, waar jy eintlik geen regering het nie. Jy het 'n vorm van regeringsniemandsland, waar daar geen regering is nie, of waar die regering doeteenvoudig formasies van georganiseerde misdaad is. Dis die eintlike, daadwerklike konstitusionele toedrag van sake in vandag se Suid-Afrika. Net 'n laaste opmerking. Ek het eintlik 'n fout gemaak in die artikel. Naamlik dat ek gepraat het van die 2026 konstitusie. Dis in 'n sekere sin verkeerd, want daar's twee bykomende opmerkings om te maak in daai verband. Die eerste ene is dat jy het nie 'n enkele 2026 konstitusie nie, want die wyse waarop verskillende mikrorepublieke hulle self inrig is verskillend. So jy het eintlik 'n verskeidenheid van 2026 konstitusies. Die wyse waarop Val de Wie homself inrig is heeltemal anders as die wyse waarop 'n middelklas woonbuurt in Pretoria homself inrig, wat dalk nie afgebaken is nie, maar wat self alreeds 'n aansienlike mate van toegangsbeheer uitoefen deur patrollievoertuie en deur dergelike doeltreffende ander veiligheidsmaatreëls. So jy het eintlik 'n verskeidenheid van konstitusies. En die laaste punt is net dit, ons gaan natuurlik nie by 2026 ophou nie. Die 2027 konstitusie gaan vanweë wat mens nou al kan voorspel, die verdere agteruitgang, die verdere reterering van amptelike regering, gaan die enklawes en die mikrorepublieke sterker word, en gaan jy nog 'n ander soortige konstitusie hê aanstaande jaar en die jaar daarna. Bly gerus ingeskakel, ons gaan net hierna verder gesels oor, is ons grondwet nog van toepassing? Kom weer terug as ons gesels bietjie later weer hier in Fokus. Goeienaand en welkom terug by Fokus hier op Pretoria FM, en weer eens ook goeienaand en welkom aan my gaste, James Kemp, stasiebestuurder van Pretoria FM, en professor Koos Malan, 'n genoot van Sakeliga. Ons het in die vorige segment gepraat oor die grondwet en of dit nou nog 'n mandaat dien in Suid-Afrika gegee, u artikel, professor, oor waar ons onsself bevind in die stand van die grondwet in Suid-Afrika. Een
instelling wat op hierdie stadium ook onder 'n baie moeilike omstandighede moet funksioneer, is die Openbare Beleggingskorporasie wat ons gesien het in 'n week of wat gelede raad is ontbind. Daar is verskeie aanklagtes wat gelê word. Net u opinie oor waar ons nou is met die OBK en is daar rede tot kommer? As mens net kyk hoeveel fondse die Openbare Beleggingskorporasie bestuur, dan is daar inderdaad rede tot kommer. As ons dit in ag neem, saam met die gulsige ANC, gierige ANC, wat altyd op die uitkyk is vir waar is daar die moontlikheid om voordeel te kan trek, finansiële voordeel spesifiek te kan trek, uit instellings wat finansiëel sterk is en wat kapitaalkragtig is, soos wat dit die geval met Eskom was en natuurlik die spoorweë was ensovoorts. As mens dit in ag neem, is daar sonder twyfel baie ernstige rede om bekommerd te wees oor die beleggings, oor die OBK. Die feit is dat hulle bestuur 3 triljoen rand se bates. Dit is enorm baie geld en dit is spesifiek geld van bydraers tot die staatsdienspensioenfonds oor 'n tydperk van baie jare. Wat interessant is, as daar 'n probleem was met die OBK 25 of 30 jaar gelede, dan sou dit veral in die eerste plek natuurlik blanke mense wees wat bekommerd gewees het daaroor, want dit was die staatsamptenare wat tot op daai stadium grootendeels bygedra het tot die pensioenfonds. Nou is dit natuurlik nie meer so nie. Dis grootendeels swart mense. Dis grootendeels mense wat eintlik behoort tot die ondersteunerskorps van die ANC. As gevolg daarvan is dit eintlik so dat die ANC 'n baie groter rol te speel het vanuit hulle eie oogpunt beskou om behoorlike kontrole te hou oor die OBK, wat klaarblijklik nie gedoen word nie. Dit word klaarblijklik nie gedoen nie, onder andere in die lig van die feit dat daar hele klompe jare terug al, gaan terug hier na 2017 toe, ek het nou nie weer in die datum gekyk nie, maar was daar reeds kommer gewees oor die beleggingskorporasie en is 'n kommissie van ondersoek aangestel om te bepaal wat is die bestuursposisie van die OBK. Dit was 'n kommissie wat aangestel is destyds onder die voorsitterskap van die regte president van die Appelhof, regter Mpati. Hy was 'n baie bekwame en regter en 'n baie ordentlike persoon, net so terloops. En 'n hele aantal aanbevelings is toe al gemaak deur die Mpati kommissie van noodsaaklike hervormings met betrekking tot die OBK, soos dat die totale bestuur van die OBK onder professionele bestuur moet wees en dat daar eintlik minimale politieke beheer oor die instelling behoort te wees. En dit het klaarblijklik nie gebeur nie. En dit sien 'n mens nou met die feit dat daar opnuut eintlik nog ernstiger besorgdheid en ernstige kommer is oor die OBK se posisie as wat daar 8, 9, 10 jaar gelede was. Dis duidelik dat dit iets is wat in die algemeen in die lig van die ANC se eie staatskapings projek van baie jare 'n realiteit is. Dis nie iets waar ons hoef te bespiegel nie. Ons weet dit, ons sien dit ook in die huidige kommissies wat aan die werk is. Weet ons dat daar ernstige kommer behoort te wees vir al wat daar geld is. En hier is daar regtig baie geld betrokke. So hier behoort sonder enige twyfel hervorming aangebring te word. En die belangrikste ding wat my betref is dat die OBK onder die bestuur behoort te wees van professionele mense uit die finansiële wêreld, wat nie beteken dat daar een of ander politieke belang ook daarbey kan wees van die ANC, van die DA, van die groter politieke partye en so voort nie, maar definitief 'n minderheidsaandeel, om dit so te stel, 'n minderheidsbydra wanneer dit kom by die bestuur van daai belangrike instelling. Die parlement het ook tog 'n funksie om 'n oorsigrol te speel wanneer dit kom by die OBK en iemand soos Mark Burke wat ook 'n baie interessante voorlegging gaan doen het. Ja, hy is die DA se woordvoerder oor finansies en hy wil nou 'n wysigingswetsontwerp voorstel. Nou jy sit, soos professor Malano ook nou genoem het, met hierdie politieke rolspelers. So jy sit met David Masondo as die adjunkminister van finansies wat dan die voorsitter is van die OBK se raad. Maar intussen het ons ook nou gesien dat daar spanning is tussen Masondo en die minister Enoch Godongwana, so daar's 'n politieke armdrukkery. En op die einde van die dag, Susan, wanneer dit gaan oor mense se aftreegeld, wanneer dit gaan oor hulle pensioenfonds, dan kan jy nie 'n politieke armdrukkery of politiekery van enige aard duld nie.
En dit is een van die belangrikste hervormings, so ek sê, wat moet plaasvind by die OBK en moet plaasvind by die bestuur van daardie GEPF, daardie staatsdiens pensioenfonds, is dat dit eerder bestuur word deur diegene wat nie geplaas oor politiek en politiekery en politieke armdrukkery nie, maar dat hulle alleen kyk na wat is die beste belegging wat hulle met daardie pensionarisse se geld kan aangaan om vir daardie pensionarisse 'n goeie opbrengs te lewer. Mark Burke wat onder meer ook dan nou met hierdie wysigingswetsontwerp sê, maar die raad moet heeltemal buite die politieke strukture saamgestel word. Jy kan nie besluit dat 'n adjunkminister die voorsitter van so 'n raad moet wees nie. Die raad moet self hulle eie voorsitter vanuit hulle geleedere dan aanwys en dat daai bestuur van daardie pensioenfonds, dat dit oor een ding en een ding alleen gaan, en dit is hoe om die beste moontlike opbrengste vir die pensionarisse wat daarin belê het te kry. As jy mense kyk na die OBK en jy kyk na hierdie instellings van die regering wat verantwoordelik is vir die bestuur van gewone mense se geld, maar aan die ander kant sit mense ook met 'n wetstoepassingsagentskap, en dit wil my bring by my volgende punt, en ons het nou ook gesien met die Madlanga kommissie, daar het geweldige, ek dink getuienis al van na vore gekom wat mense hare laat regop staan van die hoeveelheid geld wat daar in verskillende plekke binne die wetstoepassingsagentskappe geplunder is of misbruik is en posisies wat misbruik is. Die laaste wat ons nou gesien het was advokaat Andrea Johnson wat aan die hoof gestaan het van IDEC wat skielik haar bedanking ingedien het na aanleiding van getuienis. Ek weet al getuienis het nou vandag voortgegaan, maar waar laat dit ons wetstoepassingsagentskap is 'n mens jy sien aan die hoof van dit hoe die kop van die slang lyk, as ek dit so kan stel. Ja. In 'n baie slegte posisie. Ek meen ons het spesiale agentskappe gehad wat met betrekking tot wetstoepassing en tot die ondersoek van spesifiek witkraagmisdaad terug tot by die skerpioene wat al teruggaan hier na 2001, 2002 toe. Dit is 25 is 'n kwart eeu gelede. Die skerpioene het 'n baie ernstige fout gemaak. Dit was hy doeltreffend. En die oomblik toe hy doeltreffend raak, het hy ernstige belangstelling begin toon aan die senior hoër echelons binne die African National Congress. En toe het hulle hom by die konferensie van die ANC in 2007 in Pietersburg by Polokwane en nek omgedraai. En daarna die valke gekom en so aan en so aan. So die probleem met enige sodanige instelling binne 'n korrupte opset soos Suid-Afrika is dat noodwendig sal sodanige instellings 'n baie spesifieke belangstelling begin toon aan senior mense binne die oligargie. En dit is senior mense binne die African National Congress, want hulle is baie dikwels op die voorpunt van plundery van veral instellings wat beskik oor baie kapitaal. En dit is hoekom dit eintlik in die belang is van die oligargie, die ANC, dat sulke instellings vreemd genoeg, hulle moet dit stig om die indruk te wek, maar ons is ernstig om misdaad te bekamp, en miskien is daar 'n klompie wat wel ernstig is daaroor, maar in die finale instansie bedreig dit persoonlike belange, en ook die persoonlike belange van persone met noue en hegte bande met die ANC, en moet sodanige instellings as gevolg daarvan noodwendig ten gronde gerig word. En ek dink dis eintlik maar niks anders nie as presies wat ons weer hier het. 'n Enkele persoon wat aangestel word as hoof van die vervolgingsgesag, wat hoof is van die polisie, wat hoof is van IDEC, of watter ander instelling ook al, kan die instelling noodwendig nie regmaak nie. Want jy werk met 'n instelling wat binne hierdie erg gekompromiteerde opset, hierdie erg korrupte opset moet funksioneer. En hy kan doodeenvoudig in die finale instansie nie toegelaat word om te funksioneer nie, omdat hy gevestigde belange van mense in die hoogste range doodeenvoudig bedreig. En dit is ongelukkig ook nou maar Johnson se pad ook gewees. Ek moet sê, ek het hier en daar na van haar getuienis gekyk, sy het regtig nie 'n goeie indruk gemaak nie. Wat vir my as 'n regsgeleerde die meeste getref het, moet ek sê, is dat sy blykbaar oor sekere basiese regsbeginsels, die hoofregter, eertydse hoofregter Madlanga het van gesê, maar luister, jou antwoorde gee, ek parafraseer nou, jou antwoorde gee nie blyke daarvan dat jy
dit wat 'n eerste jaar of 'n tweede jaar regstudent verstaan, en noodwendig van kennis het dat jy dit begryp nie. Nou dis inderdaad so. Dis absoluut verdoemend. Dit behoort hoegenaamd nie die geval te wees nie. Maar dit is iets wat byvoorbeeld nie by die ANC in die finale instansies goed sal pas. So dis die probleem met hierdie soort van instellings. En dit is natuurlik ook die rede waarom ons al hoe meer alternatiewe het wat moet kyk na misdaad. Dit is onder andere ook hoekom ons hierdie enklawes en mikro-republieke het. Dit is onder andere ook hoekom jy 'n enorme bedryf het van privaat ondersoekers wat doodeenvoudig moet vergoed vir die ondersoeke wat die staat behoort te doen of wat tradisioneel met die staat vereenselwig word, maar wat hy eenvoudig nie meer kan doen nie. So ook dit word toenemend verburgerlik en geprivatiseer. Jy luister na Fokus op Pretoria FM. Ons gaan die program onderbreek net kortliks en dan is ons net hierna weer terug. Welkom terug by Fokus op Pretoria FM. Ek dink ons groot fokus vandag en vanaand eintlik in die program is oor die grondwet nog. Iets wat ons nou ook gesien het aan die einde van verlede week, professor, was die Hooggeregshof in Kaapstad wat president Ramaphosa se aansoek om die Phala komitee se werk tydelik te stop toegestaan het. Nou wil ek jy vra, watter politieke, James, miskien kan ek hier by jou begin, watter politieke implikasies hou hierdie beslissing in vir die president, maar ook vir die regerende party, maar binne die regering van nasionale eenheid? Ek het 'n bietjie vroeër gekyk na 'n peiling wat Pretoria FM op ons WhatsApp kanaal geplaas het. En daarso is 'n beduidende aantal stemgeregtigdes wat sê hulle het nog nie besluit of hulle in hierdie komende verkiesing gaan stem nie. Nou, net voor die handelsflitse het ons nou verwys na Andrea Johnson, ons het verwys na haar getuienis en ons het gesien dat die korrupstes in die land is by die onafhanklike direktoraat wat juist met ondersoek instel na korrupsie en dan by ander wetstoepassingsagentskappe. Dis dieselfde met die Phala ding. Hierso het Ramaphosa 'n geleentheid gehad om te sê, goed, hierdie is die situasie, dit is waar hierdie buitelandse valuta vandaan kom, dit is waar hierdie geld wat in die Rusbank versteek is vandaan kom. Dis die feite en op daai wyse kon hy met openlikheid, eerlikheid, mits daar nou nie ongeruimthede was by die verkryging van daardie geld nie, maar as hy daardie roete gevolg het, dan kon ons miskien gesien het dat dit bietjie vertroue by die publiek inboesem. Maar wat sien ons hierso? Ons sien 'n president wat litigeer teen hierdie artikel 89 proses, teen hierdie parlementêre proses. Ons sien dat hy die bal ver afskop hier na September toe en ek dink die groot doelwit dan daar agter is seker maar om te kyk of daar ten minste nie enige ernstige bevindings voor die 4 November gemaak kan word nie. Maar wat gebeur intussen? Wat gebeur terwyl Ramaphosa besig is om politieke speletjies te speel om hierdie artikel 89 komitee se bedrywighede te breek? Wat gebeur terwyl ons hierdie getuienis voor die Madlanga kommissie hoor? Die publiek raak meer en meer ontnugter oor presies wat aan die gebeur is, wat hierdie skelmstreke wat daar voorkom. Nou, ek is ook heeltemal naïef nie, ek dink nie dit is vir noodwendig nuwe nuus nie, maar dit is iets wat al minder vertroue by die publiek inboesem. En ek sal nie heeltemal verbaas wees, Susan, as ons dalk aan die einde van die jaar sien dat daar dalk 'n minder van 'n deelname is of minder van 'n opwinding is om jou kruisies vir 'n politieke party te gaan trek nie, want die ontnugtering is van so 'n aard dat ongeag waar ons kyk, of dit nou die staatshoof is en of dit nou diegene is wat in die wetstoepassingsagentskappe veronderstel is om korrupsie teen te werk, om korrupsie uit te roei, sien ons maar daarso is die vraagtekens, daar's die rooi vlak. En dit lyk vir my daarso is die skelmstreke. Professor, ek dink net ook so, ons het 'n paar minute oor, maar is hierdie 'n bewys van 'n werkende demokrasie of dui dit op 'n institusionele mislukking? Wel, kyk met betrekking tot die howe. En ek het nou baie oor die howe geskryf en ek kan ook 'n ander standpunt inneem oor die howe afhangende van watter spesifieke kwessie mens mee werk. Maar ek dink die howe het met betrekking tot hierdie kwessie tot sover betreklik goed gefunksioneer. Die grondwetlike hof het uitspraak gegee op die 8de Mei
wat Ramaphosa as dit ware in sy spore gestuit het, en die ANC in sy spore gestuit het, en wat Ramaphosa geforseer het om nou hierdie dringende aansoeke te bring, wel, eers die hersieningsaansoek te bring, wat in September aangehoor gaan word, en toe nou sommer dadelik ook in te spring met 'n verdere vertragingstaktiek om die dringende aansoek te bring waarop die uitspraak nou weer gegee is. Nou ek verkwalik nie die Kaapse Hooggeregshof vir die uitspraak wat gegee is, en dit was 'n verdeelde uitspraak. 2 van die regters het gesê nee, in die lig van die feit dat hier net 7 weke vertraging gaan wees, dat ons nie die geleentheid gehad het om die aangeleentheid in fyn besonderhede te hanteer nie, gaan ons eintlik maar, ek stel dit nou in my eie woorde, gaan ons Ramaphosa die voordeel van die twyfel gee en sê goed, laat hierdie saak nou maar aangehoor word in September, uiteindelik sal hy darm wel verantwoording moet doen. Maar Ramaphosa gaan waarskynlik nie 'n negatiewe uitspraak aanvaar nie. Hy sal waarskynlik appeleer. Ramaphosa gaan werklik waar nou die geleentheid kry om Zuma se opvolger te word. Want Zuma, ek meen, sy optrede word gekenmerk deur die feit dat hy deurlopend vertragingstaktiek gebruik het. Zuma het in 2005 gesê, ek wil graag my dag in die hof hê. Maar nou ja, hy het dit elke keer van die hand gewys. En Ramaphosa is nou besig om dieselfde te doen. Ek wil by James aansluit, wat gebeur het met hierdie aansoeke van Ramaphosa, en dan by jou vraag spesifiek kom. Wat gebeur het? Die aansoek, die uitspraak is ook vir hom nadelig. Vir die doeteenvoudige rede, die publiek raak net al hoe verder veronreg, omdat hulle sien, maar luister, hierdie ou is besig met 'n vertragingstaktiek, die grondwetlike maatreëls wat gevolg behoort te word, ten einde verantwoordingdoening te bewerkstellig, dis hy besig om te fnuik. En dis tot sy nadeel en sy party se nadeel. So jy het hierdie situasie dat of hy nou suksesvol is, en of hy nou onsuksesvol is met sy aansoeke, dit is tot sy nadeel. En nou, dit bring mens by, en mens kan baie breed daaroor praat, maar ons het in die algemeen 'n wanfunksionering van die grondwetlike opset in Suid-Afrika. Daar word dikwels indrukke gewek, asof die opset nog goed funksioneer. Want kyk, ons het ons nog howe. En kyk, jy kan jou beroep op die howe. En die howe gaan dikwels vir jou 'n goeie uitspraak gee. Dit is ongelukkig so dat in Pretoria se Hooggeregshof, ek weet nie hoe lank die mense nou wag nie, maar ek dink die laaste wat ek gehoor het was 'n verhoordatum. Uitstel daarvoor is nou tot 2032. Dit 6 jaar van nou af. Miskien het die tydperk intussen hulle 'n bietjie verkort. So net wat dit betref het jy 'n wanfunksionering. Maar die fundamentele ding van 'n grondwetlike orde se funksionering is dat die grondwetlike orde, 'n staat moet beskik oor die monopolie op wettige geweld. As hy daai monopolie abdikeer aan georganiseerde misdaad, dan bestaan die staat toenemend nie meer net as staat nie, maar as nominale staat, dit wil sê net in naam. Dit het reeds gebeur. En dit gebeur ook deur die feit dat juis hierdie wetstoepassingsinstellings in duie stort. Maar wat ook gebeur het, en dis 'n baie interessante ding, en dit is dat die staat het ook sy monopolie op wettige geweld geabdikeer aan die georganiseerde privaat en burgerlike sekuriteitsbedryf. Dit het ook gebeur. Dis eintlik dit wat, as jy nou die woord staat wil gebruik, 'n aantal gefragmenteerde staatjies daarstel, maar nie meer die staat self wat daai funksie nakom nie. Ek meen, wie is verantwoordelik vir die veiligheid in die woonbuurtes waar ons woon? Wie is verantwoordelik vir die veiligheid van die gebou waarin ons hier is en waarin ons inderdaad veilig is? Dis danksy privaat sekuriteit. En dit in die algemeen is deel van, ons kan het beduidend daarop uitwy, is deel daarvan dat die staat in Suid-Afrika het aansienlik geretireer. Maar interessant genoeg het jy nie totale verval nie. Mense dink gewoonlik in baie ekstreme terme, en ek verkwalik mense nie daarvoor nie. Gewoonlik is die vooruitzigs van iets soos, nee, maar daar kom 'n burgeroorlog. Dit is glad nie in Suid-Afrika ter sprake nie, glad genaamd nie. Of hier kom 'n totale induie storting. Dis ook nie ter sprake nie. Vir die doeteenvoudige rede, dis nie Zimbabwe nie.
In Zimbabwe het jy benewens die in Suid-Afrika, anders as Zimbabwe, het jy benewens die staat, het jy 'n enorme klomp private en burgerlike rolspelers wat bydra daartoe dat jy nie 'n volledige induiestorting kry nie en dat jy te midde van grootskaalse induiestorting, maar nie volledig nie, tog areas kry, geografies en anders van beskaafdheid, selfs van groei, van vrede, van veiligheid en van 'n aangename lewenswyse. Dis as gevolg van die burgerlike samelewing en ons kan onsself as deel daarvan, nie laat ek of jy of wie ook al anders dalk so 'n belangrike rol speel daarin, nie ek in elk geval nie. Ek het maak finansiële bydraes soos wat ons doen met privaat sekuriteit en soos wat jy aan 'n organisasie wat liefdadigheid doen, bedragies betaal, maar dit alles dra daartoe by dat jy te midde van die staatsinduiestorting die opkoms kry van dinge, strukture in plek van die staat. En dit is hoekom die induiestorting as dit ware verhoed word. En al hoe meer en meer verhoed gaan word vir die dood eenvoudige rede, na mate ons sien wat ons moet doen en dit al hoe beter doen, die privaat sektor en die burgerlike sektor, aanvaar jy eintlik dat die staat het die rol wat hy behoort te speel, kragtens die tradisionele teorie, het hy dood eenvoudig laat vaar en het jy hierdie privaat burgerlike klein staatjies, dit wat ek die mikrorepublieke noem, dit kom dood eenvoudig al hoe meer na vore. Ek wens ons het meer tyd gehad, professor, want ek wil jou vra, is ons op pad na 'n belastingrevolusie toe waar mense gaan sê, wel die staat kan nie meer die werk doen waarvoor hy 'n mandaat het nie, ek gaan my belasting terughou, want ek weet dit gaan waarskynlik nie gebeur nie, maar is dit in ons toekoms? Wel, kyk, mens kan sê dat belasting word betaal op grond van 'n versoeë ooreenkoms. Die versoeë ooreenkoms wat dan lui dat jy sal belasting betaal met dien verstande dat die staat iets daarvoor teruggee. Daar's 'n teenprestasie, 'n quid pro quo. Hier in Suid-Afrika is daar nie naaste by die teenprestasie wat daar behoort te wees nie, maar wat daar wel is 'n goed funksionerende inkomstediens. As gevolg waarvan mense van vaste adres, van vaste werk, mense soos ons wat hier sit in hierdie ateljee en mense wat na ons luister, as gevolg waarvan ons almal op risiko is, indien jy nie belasting betaal nie. Maar daar is kundiges wat sê dat ons leef in elk geval in 'n situasie van grootskaalse weliswaar nie belastingontduiking nie, maar van belastingvermyding. Daar is so 'n enorme professie as dit ware van metodes wat in werking gestel word om belasting te vermy, dat ons dalk eintlik al op 'n groot skaal in so 'n situasie is, dat ons inderdaad nie meer vir die staat dit wat hom nie toekom nie, inderdaad ook nie betaal nie. Professor, baie dankie, dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het, ons moet hier laat staan, maar ons sal weer volgende maandag hier by jou aansluit in Fokus. Baie dankie aan James Kemp, stasiebesitter hier by Pretoria FM vir jou bydrae vanaand, James. Dankie Susan, dankie Prof Koos ook. En baie dankie aan professor Koos Malan, aan jou wat gekyk het en geluister het. Volgende maandag maak ons weer so. Totsiens.